kom bid vir elkeen vanaand. Daar is 'n ketting van ongehoorsaamheid en die vyand gebruik dit om mense in bondage te hou. En vanaand bid ek, Here, dat daar grace sal wees, dat daai ketting sal breek. Here, elkeen wat in condemnation is, die woord sê, daar is nie condemnation vir die wat in Jesus Christus is nie. Die woord sê, daar's oortuiging van die Heilige Gees, daar's 'n conviction, maar daar's nie condemnation nie. Here, en vanaand bid ek regtig vir elkeen vanaand hierso, Here. Here, want ek ervaar, daar is 'n vloek van ongehoorsaamheid, wat oor party mense se lewens hang. Here, en ons kom breek dit in die kragtige, magtige naam van Jesus. Ons kom spreek lewe daaroor. Here, ons kom spreek tot dit. Ons sê vir U dankie dat U het gekom to set us free. And the word says, when the Son sets free, is free indeed. Here, en ek spreek dit oor ons elkeen vanaand, want ons almal dra 'n mate van ongehoorsaamheid in ons hart. Elke dag is ons besig met dingetjies en goedjies, of tree ons nie op wanneer die Here vir ons sê, doen dit, praat met hierdie ene, gee hier, bid daar, stop dit, sit dit neer. Lord, we are guilty. Ons is nie so gehoorsaam soos wat U ons roep om te wees nie. En Here, daarom vra ek dat U enige iets wat oor ons rus vanaand, Here, wat besig is om mense te blok, Here. Hulle kan nie hoor nie, hulle kan nie sien nie, hulle kan nie ontvang nie, hulle kan nie groei nie. Here, ek vra dat U hulle sal skuif. Here, dat daar 'n skuif in die geestesriem sal wees, Here, en dat daar 'n nuwe gewilligheid in elke hart, Here, as daar harde harte is vanaand, bid ek dat U daai harde harte sal sag maak vanaand. Dat daar 'n sagtheid sal kom, 'n sagtheid van Here, ek wil U volg met my hele lewe, met alles binne in my. Met my hart, my verstand, my emosies, alles binne in my. Here, ek bid vir daardie grace oor ons vanaand, Jesus. Ek bid U bloed af oor elkeen hierso vanaand, Here. Here, praat met harde harte en kom breek dinge wat die vyand oor mense se koppe probeer hou, Here. Kom breek dit af vanaand. Kom maak dit tot niet deur U bloed. In Jesus naam. Amen. Ek wil 'n standpunt maak vanaand dat die Christelike lewe gaan nie oor aktiwiteite nie. Dit gaan nie om verskriklik besig te wees met dinge in die kerk nie. Dit gaan oor intimiteit. Dit gaan oor intimiteit met Jesus, Abba Vader en Heilige Gees. En dalk as jy so sit vanaand, dan vra jy my dadelik, maar wat beteken intimiteit? As jy nou, Suzelle, as jy nou praat vanaand van intimiteit, ek weet nie waarvan jy praat nie. En julle, ek wil vanaand regtig praat, ek wil praat oor gehoorsaamheid. Maar weet julle wat, jy kan nie gehoorsaamheid hê in jou lewe as jy nie intimiteit het nie. Jy gaan elke keer faal, want jy gaan probeer om te doen wat jy dink reg is, maar jy gaan nie in 'n verhouding wees wat dit raak jou passie om gehoorsaam te wees. Dit raak wie jy is. Want dit moenie 'n daad wees en dit moet vloei uit jou verhouding met Jesus. En as ons kyk na intimiteit
wil ek vir eerstens vanaand vir jou sê, jy weet, ek het ook altyd gesê ek is 'n Christen, in hakies, ek kan nou nie altyd my hande gebruik nie, ek het ook gesê ek is 'n Christen, maar ek was nie, want ek het nie God geken nie, en ek het eers op 21 jaar, het ek my hart vir die Here gegee. Eers op 21 het ek my hart vir die Here gegee, en het ek besluit om hom te volg, en het ek begin gehoorsaam raak aan hom. En daarom weet ek, dat wanneer ons praat van, is jy 'n Christen, dan het ons 'n baie tradisionele antwoord tot dit, en ons al gewoonlik, ja, baie trots, ek's 'n Christen. Maar ek wil jou 'n vraag vra vanaand, wat so belangrik is. Sien nou, ek sit voor jou, en ek vra vir jou, vertel my van jou en Jesus. Vertel my van jou en Jesus, hoe lyk jou verhouding met Jesus? Imagine ek vra jou gou daai vraag, wat gaan jy vir my terug antwoord? Of gaan jy vir my antwoord, ek lees my Bybel en ek gaan kerk toe en ek is in die AGS kerk? As dit jou antwoord is, ken jy hom nie. As dit is hoe jy jou verhouding met hom verduidelik, dan is daar nie intimiteit nie. En daarom voordat ek vanaand begin, wil ek kyk na intimiteit en wat dit beteken, want as jy intiem is met Jesus, Abba Vader en Heilige Gees, dan beteken dit jy's in covenant met hom. Jy's in 'n verbond met hom, in 'n ooreenkoms met hom. Soos in 'n huweliksooreenkoms, waar jy sê, ek beloof om jou lief te hê, ek beloof om dit te doen, ek beloof om dit te doen. Dit is 'n verbond, 'n ooreenkoms. So eerstens as ons kyk na intimiteit, en as jy sê jy ken Jesus, dan is jy in verbond met hom. Jy's in 'n ooreenkoms met hom. En tweedens praat dit daarvan dat jy jou woord lees, en dat jy hom kan hoor praat met jou. Jy hoor sy woord, jy hoor hoe hy met jou praat, jy lees sy woord raak 'n manier hoe hy met jou praat. Dit beteken daar's intimiteit. Ons praat ook van ons spandeer tyd met hom. Daar's hierdie ritme van 'n koneksie met hom. Daar's elke dag koneksie. Daar's tyd wat apart gesit word. Dis hoe ek weet, ek is in verhouding met Jesus. Elke dag connect ek met hom, praat ek met hom. Daar is gebed. Wat is gebed? Gebed is om 'n gesprek te wees met die Here. Dit wys op intimiteit. Dis 'n daaglikse lewenstyl. Dis nie net 'n weeklikse aktiwiteit nie. En hier val baie mense. Dink daaraan as ek en Rian getroud is, en ek sien hom een keer 'n week, tussen 'n groep mense, en ek sê, ons is getroud. Is dit 'n huwelik? Is dit 'n verhouding? Is daar intimiteit? Nee. Dit is presies dieselfde as ons in verhouding is met die Here. As jou intimiteit beteken, jy kom een keer 'n week kerk toe, dan ken jy hom nie. Jy's nie in verhouding met hom nie. Jy's besig met aktiwiteite wat na niks toe lei nie. En dan praat ons ook van 'n begeerte om in sy teenwoordigheid te wees. Nou my seun is baie verlief op hierdie oomblik. Hy's in 'n verhouding. So as ons hom wil vra wat wil hy doen? Hy wil net heeldag daar op die bank buite sit saam met Holly, sy meisie. En hulle wil net daar sit en hulle wil net gesels en lag en dan is hy op sy gelukkigste. Hy hou van haar teenwoordigheid. Dit is presies dieselfde met die Here.
as jy in verhouding met hom is, dan hou jy van sy teenwoordigheid. En ek wil vanaand vir jou sê, as jy nie sy teenwoordigheid ken nie, dis deel van om hom te dien. Dis nie veronderstel om soos niks te voel nie. Jy is veronderstel om hom te voel en hom te beleef hoe hy jou hart roer. Dit gaan nie oor sy blessings nie, dit gaan oor sy teenwoordigheid en sy teenwoordigheid bless jou automatically. En dan die mees belangrikste, the proof in the pudding, as jy sê jy dien Jesus en hy is die liefde van jou lewe, dan sal jy hom begin reflekteer. Jy sal begin verander, jy kan nie dieselfde bly nie. Iets moet skuif, jy moet anders lyk. Jy moet anders doen, jy moet ophou dinge doen en jy moet begin dinge doen. So voordat ons vanaand enigstens verder gaan, wil ek regtig daai vraag vra en ek vra nie daai vraag lig nie. Het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Het jy werklik jou hart vir hom gegee en hom uitgenooi om koning van jou lewe te wees? Weet jy, ek weet van mense wat al jare in bediening is en nog nooit by daai punt gekom het nie, net om een aand hulle hart vir die Here te gee. Ek weet van mense wat al vir 20 jaar kerk toe gaan, wat al gedoop is en nog steeds nie hulle harte vir die Here gegee het nie, want ons val in hierdie trap van ons doen ietsie. En daarom voordat ek aangaan vanaand wil ek vir jou sê, het jy daai besluit gemaak? Want vanaand is die aand om te sê, ja Here, ek wil my hart en my lewe vir U gee. Ek wil nie meer sê ek ken U nie. En ek wil nie hê ek wil hê dit moet 'n leefstyl raak. En ek vra nou uit die bloute uit, maar ek voel ek moet hierdie vraag vra vanaand. Is daar iemand hier wat nog daai besluit moet neem? Is daar iemand wat nog nie daai besluit geneem het nie? Almal gered. Almal reg vir die lewe hierna. Want ek wil vir jou sê, dis net 'n keuse van om voor hom neer te buig en vir hom uit te nooi om koning in jou lewe te wees. En as jy nie daai besluit geneem het nie, ek gaan weer daai vraag vra, want hier's baie mense hier wat net vinnig na jou toe kan kom en jou kan lei na die Here toe. Maar moet asseblief nie verder hier sit en luister, as jy nog nie daai besluit geneem het nie. As jy nog nie jou knie voor hom gebuig het en gesê het, Here, wees my koning. Ek wil my hart en my lewe vir U gee. Is daar iemand wat nog nie daai besluit geneem het nie, want dan is hy vanaand besig om met jou te praat. Dis snaaks, want ek weet, daar's iemand wat hier so sit, wat nog nie daai besluit geneem het nie. Die Here is besig om met jou te praat, en hy roep jou. Hy roep jou om gehoorsaam te wees, want dis hoe sy stem klink. Dit laat jou so ongemaklik voel, want hy roep jou. Asseblief moenie vanaand hier uitstap en nie jou hart en jou lewe vir die Here gee nie. So dis my eerste call aan elkeen hierso vanaand. Maak seker jy's in 'n intieme verhouding met die Here. En ek wou gepraat het oor listen here en obey, maar ek gaan hom sommer heeltemal skiep. Want die Here is besig met iets anders vanaand. Vanaand het julle almal herken, ek is in verhouding met die Here. En ons praat spesifiek oor gehoorsaamheid vanaand. Ons praat oor om te luister as God met jou praat. Nou, vinnig, ek het 'n hele lang storie, maar listen is om by 'n plek van stilte te kom, om te hoor, nie? Hoor is om te onderskei wat God vir jou sê, en uit dit uitkom
obedience. Gehoorsaamheid. En dis hoekom ek nou al hierdie bladsye gaan skiep. Obedience, gehoorsaamheid is 'n sleutel in jou lewe. Jy kan nie God dien sonder gehoorsaamheid. En ek wil veral met die jong mense praat vanaand. Gehoorsaamheid is 'n sleutel wat jou hele lewe sal oopsluit. Net soos ongehoorsaamheid alles toesluit, is gehoorsaamheid iets wat iets oopmaak in jou lewe. Jesus sê nie, as jy my liefhet, moet jy net lekker daar voel nie. Hy sê, as jy my liefhet, moet jy my gebooie gehoorsaam. In Johannes 14 praat hy van dit. Hy's in die bokkamer, dis die aand voor sy dood. Hy's besig om sy disippels voor te berei van dit wat met hom gaan gebeur. En in daai skrif, Johannes 14, sê hy heeltyd die volgende woorde. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my liefhet. As niemand my liefhet nie, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Dis sy laaste woorde, so hy's heeltyd besig om te sê, as jy my liefhet, sal jy doen wat ek vir jou sê. As jy my liefhet, sal jy na my woord luister. As jy my liefhet, sal jy hoor wat ek vir jou sê en jy sal dit uitvoer. Kan jy sien hoe roep Jesus ons om hom lief te hê, deur om hom te gehoorsaam. Hy roep ons daartoe. En hy was die perfekte voorbeeld van dit. En daar gaan ek nou weer terug, maar sy liefde vir ons was bewys deur wat? Deur sy dood. En wie het hy gehoorsaam? Abba Vader. En hy roep ons vir presies dieselfde. Hy sê, as jy my liefhet, sal jy doen wat ek sê. En hy doen dit self. Romeine 5 vers 8 sê, but God clearly shows and proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Maar dan sê hy ook in Filippense 2 vers 8, he was obedient to the point of death. He was obedient to the Father. So sy liefde vir ons, uit dit het hy sy lewe vir ons gegee. En wat was dit? Dit was obedience. Nou kom Jesus en hy challenge ons daarmee en hy sê, as jy my liefhet, sal jy my gehoorsaam. En dis 'n sleutel vir jou lewe. En as jy kyk na een persoon wat dit nie gedoen het nie, wat 'n goeie voorbeeld was, is dit koning Saul. Hy was die eerste koning van Israel, maar hy was ongehoorsaam. Maar hy het 'n verskriklike mooi roeping op sy lewe gehad. Om as die eerste koning gekies te word, daar was 'n roeping op sy lewe, daar was 'n salwing op sy lewe. Maar hy was ongehoorsaam en dit het sy hele lewe destrooi. So ek wil vir julle verwys na 1 Samuel 13, waar Saul het nie gewag vir Samuel die profeet nie. Samuel sê vir hom, wag vir my. Want Israel was in oorlog met die Filistyne en Samuel sê vir hom daar duidelik, wag 7 dae voordat jy die offer bring. Maar toe begin die mense, die Israeliete, hulle begin bietjie wegbeweeg en Saul raak paniekerig en hy besluit, hy gaan nie wag nie, hy gaan nou die offer bring. Dit is 'n uiterste vorm van ongehoorsaamheid. Die profeet het vir hom gesê, moenie 'n offer bring nie, wag. En Samuel sê vir hom, jy het dwaas gehandel, jy het nie die bevel van die Here gehou nie.
En wat het hierso gebeur? Saul het uit vrees uit opgetree. Hy was ongehoorsaam en hy het uit vrees uit opgetree, want hy het mense meer gevrees as God self. En die les wat die Here hier vir ons leer is, ons is ongehoorsaam. Ons kan ongehoorsaam raak as ons bang raak en vrees het in ons lewe. Dan tree ons verkeerd op. En by dit het Saul 'n volgende keer, was hy weer ongehoorsaam. In 1 Samuel 15, slegs 2 hoofstukke verder, sê Samuel vir hom, hy moet al die Amalekiete doodmaak. Dis 'n duidelike opdrag. Maak al die Amalekiete dood. En wat doen Saul? Hy spaar koning Agag en hy spaar die beste skape en beeste. So hy gee nie ag op dit wat God beveel het nie. Hy is gehoorsaam, maar hy praat sy ongehoorsaamheid goed, want hy sê hierdie is 'n offer vir die Here. Ek het net die beste vir die Here uitgehou. Hy maak dit baie heilig en mooi klink, maar dis ongehoorsaamheid. En ons doen dit baie keer. Die Here sê vir ons moet iets doen, dan compromise ons. Ons pas dit 'n bietjie aan, maar ons sê dis vir die Here. Dis vir die Here. Maar dis nog steeds ongehoorsaamheid. En toe Samuel hom konfronteer in 1 Samuel 15 vers 22, sê hy vir hom, die Here het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as enige offer. Enigiets wat jy vir die Here kan doen. Gehoorsaamheid is beter as enige iets wat jy offer vir God. En dit is 'n les vir ons in ons stap met die Here. En dan sê Samuel verder in vers 23, want wederstrewigheid is soos die sonde van waarsêery. Hy sê, Saul, jy's ongehoorsaam en dit word gesien as 'n rebellie en dis vir God so erg soos waarsêery. Amplified sê dit baie mooi. For rebellion is as serious as the sin of divination, fortune telling, and disobedience is as serious as false religion and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. En al wat ek wil hê ons moet besef vanaand, dat as ons ongehoorsaamheid dra in ons lewe, as God met ons praat, en ons hou aan optree in die teenoorgestelde rigting van dit wat hy vir ons sê, dit maak 'n verskriklike groot deur oop vir die vyand om 'n aanklag teen ons te bring. Want ons is ongehoorsaam en die woord sê die ongehoorsaamheid is so erg soos afgodsdiens. So daar's 'n belangrikheid as dit kom by gehoorsaamheid. En Jesus sê dit, as jy my liefhet, sal jy my gebooie bewaar. Jy sal luister na wat ek sê. Nou, ek dink ek het dit al vir julle geshare, maar ek het 'n besigheid gehad en was 'n baie suksesvolle besigheid. En in die middel van hierdie besigheid toe kom 'n ander great besigheidsidee op by my. En ek dink ek wil deel vorm van hierdie. En op daai oomblik sê die Here vir my, ek hoor daai stemmetjie, wil jy regtig deel wees van hierdie? En ek maak daai stemmetjie stil, want ek wil. Ek wil. Hier's 'n geleentheid. En ek maak daai stem stil. Ek sal dit nooit vergeet nie. En weet julle wat, daai besigheidsopportunity was 'n baie groot mislukking. Maar ek kon nie teruggaan na die Here toe en vra hoekom nie, want hy het my gewaarsku. Ek het gekies om nie te luister nie. Maar my vraag is vanaand, wat doen jy as jy by 'n plek is van jy was nie gehoorsaam nie?
En die uitkoms van dit was ook 'n mislukking, 'n groot mislukking in jou lewe. Jy bekeer jouself. Jy kom voor die Here en jy sê, Here, ek was ongehoorsaam in hierdie saak. Ek vra dat U my sal vergewe. Ek vra dat U my ongehoorsaamheid sal vergewe en dat U my sal vrymaak van die gevolge van my ongehoorsaamheid. Maar ek draai ook van daai ongehoorsaamheid en ek kies nou om U te volg in hierdie saak. En ek wil vanaand met julle praat oor, of ek wil julle vra, ons as 'n gemeente gaan vanaand net prakties raak. Want almal van ons dra ongehoorsaamheid in ons lewe. En in actual fact, as jy nie elke dag tyd by die Here spandeer en net by sy voete sit en vir hom sê, Here, ek het hierdie nie reg. As jy nie deur so 'n verhouding met hom gaan nie, dan is jy nie in 'n lewendige, intieme verhouding besig met hom nie, want ons is heeltyd besig. We keep on missing the mark, nie? Ons is heeltyd besig met dit wat ons nie meer moet besig wees nie, of ons doen nie dit wat die Here sê ons moet doen nie. En dit is nie om oordeel oor ons te bring nie, dit is om te sê, Here, ek kom en ek kom buig my knie by U en ek vra dat U my sal vergewe en dat U my die wysheid sal gee om nou reg op te tree in die saak. En dit kom terug by my storie van my getuienis. Toe ek besef ek het myself in hierdie posisie gekry en ek kom na die Here toe en ek sê, Here, vergewe my vir hierdie verkeerde besluit. Toe ons in daai bekeringsoomblik is, van Here, ons besef ons het verkeerd gedoen, ons het 'n belydenis, ons vra hom om ons te vergewe en ons vra hom om ons vry te maak van ons ongehoorsaamheid. In daai oomblik, toe bring hy woord en hy sê, dis reg, dis nie 'n probleem nie, ek sorteer hierdie saak uit vir julle. En dis presies wat die Here gedoen het. Maar ons harte moes eers weet wat dit beteken om werklik tot 'n belydenis te kom van waar ons verkeerd gedoen het in ons wandel. So vanaand wil ek vra dat ons bietjie prakties raak. En ek gaan vir Brigitte vra om te kom speel. Ek dink sy is hier. Daar so is sy. Gaan vir Brigitte vra om net so bietjie vir ons in die agtergrond te speel. En ek gaan jou challenge vanaand om prakties te raak, want ek weet ons sit met ongehoorsaamheid in ons harte. En jy gaan nie weet wat jou ongehoorsaamheid is as jy nie luister na wat hy vir jou sê vanaand nie. Want ek glo regtig vanaand wil hy daai ding losbreek wat ongehoorsaamheid dalk oor jou kop laat hang vanaand. Daar's 'n geleentheid vir jou om dit net voor hom te bring vanaand. So ek gaan vir Brigitte vra om so saggies te, wat noem jy dit, tokkel? Nee. Seker nie tokkel nie, dis meer 'n gitaar. Maar ek wil jou vra daar waar jy is vanaand, en as jy kan, gaan som op jou knieë. Of neem net 'n posisie in van Here, ek raak stil by U vanaand. En ek wil hê dalk moet ons net eers, net daar waar jy sit, maak jou oë net toe. Maak net jou oë toe. Ja, Here, soos wat ons nou hier so sit, sê ek vir U dankie dat U hart is om met ons elkeen te praat. U hart dors vir ons elkeen hier vanaand. U roep ons elkeen. U is besig met ons elkeen se hart, Here, maak nie saak waar ons is nie. Is U besig met iets in ons lewens. Here, en terwyl ons so sit, wil ek vra dat U alles net tot bedaring in ons binneste sal bring. En dat U regtig met ons net sal praat vanaand. En ek wil hê terwyl jy daar so sit, wil ek jy moet net sien hoe Jesus daar by jou is vanaand. Ervaar hom net, erken hom net, sê
dat U is hier by my vanaand. U sien my, U hoor my, U is besorgd oor my, U is lief vir my. En ek wil Jy moet hom vra, Jesus, wat is daar in my lewe wat U wil hê ek moet bely vanaand? Wat is daai ding, daai ongehoorsaamheid wat U vir my vra, lê dit neer my kind. Hierdie is besig om jou lewe te vernietig en ek wil jou vrymaak. Hierdie is ietsie wat ek wil verander in jou lewe vanaand my kind. Hierdie is wat ek wil met jou adresseer vanaand. Vra hom net, Jesus, wat is dit wat U wil hê ek moet neerlê vanaand? Wat is op U hart vir my? Ons hoef net te luister en te hoor en gehoorsaam te wees. Ons hoef net te luister en hoor en gehoorsaam wees. En wanneer ons dit hoor en ons doen dit, dan is daar krag daarin. Soos die Here vanaand iets by jou opbring, sê Here, ek bely. Here, ek bely hierdie ding vir U vanaand. Dalk spandeer jy net nie genoeg tyd met hom nie. Here, ek bely, ek spandeer nie genoeg tyd met U nie. Of dalk, Here, ek's ongehoorsaam wanneer U sê ek moet met iemand gaan praat. Of dalk is jy ongehoorsaam as jy iets moet doen vir iemand en jy gee nie ag daarop nie. Sê Here, ek vra dat U my sal vergewe vir hierdie ongehoorsaamheid in my hart. Here, ek kom lê dit neer vanaand by U. Ek vra dat U my sal vergewe en dat U my sal vryspreek van die gevolge van ongehoorsaamheid in hierdie area. Here, en as ek kwaad is vir die gevolge, as gevolg van my eie aksies, en ek neem U kwaadlik daarvoor, dan vra ek dat U my sal vergewe daarvoor vanaand. Ek vat verantwoordelikheid vir my eie aksies, my eie dade. Here, en ek vra dat U my net sal vrymaak van daardie gevolge van verkeerde besluite. Dalk dra jy die gevolge van 'n klomp verkeerde besluite, want jy was ongehoorsaam. Al wat jy moet doen is om te sê, Here, ek is jammer vir daai verkeerde besluite wat ek geneem het. Ek vra dat U my sal vergewe vir daai verkeerde besluite. Ek vra dat U my sal vergewe dat ek haastig is en dat ek my eie ding doen, dat ek my eie hart volg en dat ek nie wag vir U hart nie. Here, ek vra dat U my sal vergewe en my sal vryspreek van dit. Gehoorsaamheid is die sleutel tot lewe. Dit is al wat Jesus gedoen het. Hy het net gedoen wat sy Pa vir hom gesê het om te doen. Soos jy daar so sit, sien hoe jy vanaand dalk is dit dalk net 'n bekommernis, of dalk is dit regtig net ongehoorsaamheid in 'n sekere area. Sien hoe jy dit vir die Here gee vanaand. Sien hoe gee jy dit vir Jesus. Sien hoe gee jy dit oor aan hom. En sê, Here, ek gee hierdie vir U. Ek kies om gehoorsaam te wees, om na U stem te luister. En ek wil jy moet ervaar, soos jy daar so sit, net vir die Here vra, Here, wat wil U hê moet ek weet vanaand? Wat gee U terug vir my in ruil vir dit wat ek nou aan U oorgegee het?
Here, ek gee dit oor aan U. Wat gee U terug vir my? Ek gaan net Brigitte net so bietjie, terwyl jy daar sit, gee daai ding oor en laat die Here vir jou sy vrede teruggee in ruil daarvoor vanaand. Just to bring something that's a word that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to a heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though we can pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to a heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to a heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to a heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about
ek bid net vir ons as 'n gemeente vanaand, Here, soos wat ons hier so sit, Here. Ek bid dat ons regtig daai keuse sal maak om gehoorsaam aan U te wees. Here, eerder om onsself besig te hou met 'n klomp dinge, en eerder as om net tyd met U te spandeer en om te luister en te hoor wat U hartklop is en om dan in gehoorsaamheid op te tree. Here, help ons om ons eie idees en ons eie maniere neer te lê en om regtig gehoorsaam te wees, om te hoor wat U woord sê en om dit te doen, Here, om aktief te raak met dit wat U met ons gesels en praat deur die woord. Here, ek bid vir elkeen hierso vanaand wat iets voor U gebring het, Here, wat moeilik is om neer te lê, Here, wat 'n struggle is in hulle lewe. Here, en ek sê vir U dankie vir U genade vir elke persoon vanaand. Ek sê vir U dankie vir die bloed wat so kragtig is om alles te kan breek en losbreek. En Here, dat elke persoon vanaand kan hier wegstap vry. Here, elkeen kan hier vanaand wegstap gered. Niemand hoef te bly waar hulle is nie, Here. Want U bloed het daai dierprys betaal. Here, en ek bid dat elkeen soos hulle hier uitstap vanaand, daai besluit sal maak om gehoorsaam aan U woord te wees en dit 'n lewenstyl te maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons wens vir julle 'n baie mooi week. En mag die Here regtig, mag jy regtig